Na die woord van die Here toe en ons lees vanaand vanuit die Ou Testament en ons is by 1 Konings 18. Soos wat dit op die bord verskyn, ons lees vanaf 1 Konings 18 vers 19. Voordat ons lees, kom ons bid net eers 'n woord saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons is hier voor U en ons dank U vir U teenwoordigheid by ons eredienste. Here, elke erediens as ons hier is en ons open U woord, dan weet ons, Here, U is teenwoordig. En ons dank U, Here. Ons dank U dat ons deel kan vorm hier van die liggaam van Christus. En ons dank U, Here, dat ons hier iets vir U kan beteken. Maar wil ons ook bid, Here, ons dink aan die woord wat sê dat ons ywerig moet wees met die werk van die Here. Bid ons, Here, dat U vir ons gemeente sal ywer gee, Here, nie net om besig te wees nie, maar vir U saak. Dat ons oë op U gerig sal wees, dat ons hande gereed sal wees om te doen wat U van ons vra, Here, en dat ons monde gereed sal wees om die boodskap uit te dra aan wie U ons ook al vra. Here, bid ons so dat U woord vanuit hierdie gemeente sal uitgaan. Here, deur ons lewens, deur ons woorde, Here, dat ons 'n getuienis vir U sal uitdra daar buite. En ons bid, Here, soos ons al hoeveel keer gebid het, dat ons gemeente, Here, vir U 'n ligtoring in hierdie dorp sal wees. Dat mense sal weet, hulle kan hierheen kom om hulp, om die ware woord van God te kry. En so bid ons, Here, hou ons getrou, hou ons na aan U woord, Here, dat ons U woord se volle raad verkondig en staan by U woord en daardie woord sal uitleef. Here, en so bid ons ook, nie net vir ons gemeente hier in die dorp nie, maar ook elke ander gemeente. En ons hou aan bid, Here, dat U woord in waarheid sal uitgaan, dat dit nie mense gedagtes en mense woorde sal wees nie, maar dat U woord sal seëvier en dat mense sal optree volgens U woord. Here, help ook dat U woord daar waar dit uitgaan, dat dit harte diep sal tref. Here, so diep dat dit verandering verg. Dankie, Here, dat ons dit van U kan vra. En so bid ons ook vir ons eie gemeente, Here, soos ons nou ook afgekondig het, dat ons gemeente sal groei, Here. En ons weet, daar's baie mense wat verskillende dinge doen om groei aan te bring, maar U woord leer vir ons, Here, dis U wat by die gemeente voeg. En daarom kan ons net aanhou bid en U vertrou, dat U ook so by ons gemeente sal voeg, dat U mense sal stuur, sal bring, en dat U so ons gemeente dan sal laat groei. Here, maar ook vir ons, om gereed te wees, om mense te ontvang, ons harte sal oop wees, Here, ons ontvanklik sal wees, om hulle hier te ontvang met die liefde van Christus. En ons sê dankie, Here, en as mense hier inkom, Here, dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar, nie dit van 'n mens of mense nie, maar U teenwoordigheid, en dat dit die gedagte is wat hulle terugbring, Here, dat hulle naby aan U wil wees. So, Here, ons bid ook vir die finansies, en wanneer ons daaroor bid, Here, besef ons lewe in moeilike tye, die ekonomie druk, en mense kry al swaarder, Here, maar die woord van God het nog nooit verander nie. Die woord van God was nog nooit verbonde aan die politici en die ekonomie nie, Here. Die woord van God sê vir ons, aan U behoort die goud, die silwer, alles, en U kan dit laat toevloei waar U wil en soos U wil. Daarom, Here, is ons vertroue nie op mense nie, maar ons vertroue is op U, en ons bid dat U ons gemeente, Here, ook sal bystaan, sal help, sal seën met die finansies wat ons nodig het. Here, ook die toekomsplanne met die pastorie, Here, ons kan daaroor praat en ons kan besluite neem, maar ons het U nodig, Here, om ons vorentoe te help, om die regte huis oor ons pad te stuur, en wanneer daar die huis kom, om alles in plek te laat val. Here, daarom bid ons ook dat U vir ons oop deure sal gee. En ons loof U, Here, dat ons op U kan vertrou. Weer eens, ons hoef nie bekommerd te wees nie, ons hoef nie onseker rond te hardloop nie, Here, want ons weet, U is die een wat vir ons voorsien. Dis U gemeente, dis alles wat aan U behoort, U is die hoof, Here, en so voorsien U ook dit wat ons nodig het. En daarom vertrou U ons ook vir alles
wat ons in die gemeente nodig het. Dankie Here dat ons dit kan bid. Ek bid ook vir ons wat vanaand hier by mekaar is, Here, dat U met elkeen van ons sal wees, dat U vir ons sal opbou deur die woord, dat U vir ons nader aan U sal trek, en sodoende ook nader aan mekaar, Here. Ons dink aan die woord wat sê, dat ons ook nader aan mekaar beweeg, wanneer ons daardie liefde vir U net totaal en al uitleef. So bid ons dan vir eensgesindheid in ons gemeente, Here, dat U daarin ook sal bystaan. Dankie Here dat ons vanaand al hierdie dinge kan kom bid. Ek wil ook so vanaand vir my eie stem bid, Here, met die boodskap, dat U daar ook sal onderneem, en dat dit nie weer 'n probleem sal wees nie. Dankie Here dat ons hierdie dinge vanaand na U toe kan bring, ons oë op U kan rig, en weet Here, die God van die hemel en aarde, sy oë is vanaand op ons gerig, sy ore tot ons hulp geroep, en daarom dank ons U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan dan na die woord toe, 1 Konings 18 vanaf vers 19. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel. Ook die 450 profete van Baal, en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel, en die profete wat op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as dit Baal is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir hul 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle 1 bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag nie vuur maak nie. En hulle die bul wat hy hulle gegee het, geneem, en het gereed, en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem, en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stikkend gekerwe, tot die bloed op hulle uitgespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad. En die hout gerangskik en die bul in stukke verdeel en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die 2de maal. En hulle het dit vir die 2de maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die 3de maal. En hulle het dit vir die 3de maal gedoen. Sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot, het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek U knegg, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het.
Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, Hy is God, die Here, Hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hulle gegryp en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jesreel. En Agab het aan die Sebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur die Sebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Ons lees vanaand net tot daar so vanuit die woord van die Here. Interessante gedeelte, en ons het nou nie die hele gedeelte gelees nie, omdat dit nou so 'n bietjie verder strek voor en na die gedeelte, maar ons fokus dan op vers 22 wat sê, toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here. En praat ons vanaand oor die gedagte, die omstandighede en fokus van Elia. So 2 goed wat duidelik na vore kom, die omstandighede en die fokus. Nou as ons deur die verhaal van Elia lees in 1 Konings, dan is hierdie 2 dinge iets wat keer op keer uitstaan. 2 goed wat sy gemoed en sy optrede baie sterk beïnvloed. En daar's natuurlik een van hierdie 2 dinge wat Elia nie kan verander nie, maar die ander een kan hy beslis iets aan doen. So hierdie 2 dinge, die omstandighede waarin Elia hom keer op keer bevind, en dan waar sy fokus was. En altoe hierdie dinge sien ons duidelik raak in ons teks van oordenking, want hy sê, ek het alleen oorgebly, wat in 'n groot mate sy omstandighede is, en dan as profeet van die Here. So dis ook waar sy fokus op daardie stadium was. Maar deur hierdie verhaal van Elia, en ons gaan weer eens nie alles kan aanraak nie, maar deur sy verhaal staan hierdie 2 goed elke keer uit. Maar kom ons kyk net eers gou so bietjie na die agtergrond van hierdie gedeelte en van wat met Elia gebeur het. Nou daar's verskillende karakters in die verhaal van Elia. Een wat baie prominent na vore kom, is natuurlik die koning van Israel op daardie stadium. En dit was, ons het gelees van hom, koning Agab. Hy was koning oor die noordelike ryk, met ander woorde Israel, die 10 stamme met Samaria as hoofstad. Ons het al baie gepraat oor die skering wat plaasgevind het, Israel met die 10 stamme, Juda met die 2 stamme, en Juda het so 'n paar goeie konings gehad, Israel het geen goeie konings gehad nie, en so was Agab dan deel van hierdie konings van die noordelike ryk.
Nou, aan die begin van elke koning, dit het ek ook al vir u gesê, is daar so kort opsommingkie, het hulle die Here gedien, het hulle nie, het hulle in sonde geval en hoe het hulle die volk gelei om die Here te dien of om afgode te dien. Nou hoor hoe klink Agab se opsomming aan die begin van 1 Koning 16. Dis nou daarvan vers 29 af van die begin van sy verhaal. Daar staan, en Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het Samaria oor Israel 22 jaar regeer. So nou sien ons, in die suidelike ryk, Juda was Asa koning, in die noordelike ryk Agab koning. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. So u sal met my saamstem, 'n redelike negatiewe opsomming van hoe hierdie koning se lewe en sy dade gelyk het. Hy het verkeerd gedoen in die oë van sy Here, hy het afgode gedien en hy vat vir Isebel as vrou. Nou weer eens, as 'n mens na die woord gaan kyk, dan lees ons baie keer net woordjies raak, maar baie kere beteken daardie woorde redelik meer as wat dit net so op die oog af lyk, soos die feit dat hy getrou is met die dogter van Etbaal. Nou dit beteken, Baal is lewendig. En as 'n mens nou kyk na hierdie geskiedenis, dan was Isebel se pa die heidense koning van die Sidoniërs gewees, maar hy het ook sy voorloper vermoor om koning te word. En toe hy koning word, toe tree hy ook op as 'n priester van die afgode. So as ons net kyk, hierdie man se geskiedenis met moord en die priester van die afgode en al hierdie goed, en nou maak hy sy dogter natuurlik daarin groot. En Agab kies hierdie dogter van Etbaal as sy vrou. Nou laastens rig Agab 'n tempel vir Baal op in Samaria, tempel vir die afgode. En is dan geen wonder dat vers 33 sê, Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel. So hy was 'n uiters goddelose koning gewees. En dis dan die eerste karakter in Elia se verhaal. Die tweede karakter is Isebel. Nou ons het nou al reeds so bietjie iets oor haar gesê, maar dit was werklik 'n bose vrou gewees. Daar staan in die gedeelte in 1 Konings 18, net voor waar ons gelees het, dat sy die profete van die Here doodgemaak het. So ook, al die profete moord gepleeg en sy wou niks met die Here te doen gehad het nie, en al sy gesande doodgemaak. En dan sien ons ook, ek dink ons almal ken die verhaal van Nabot se wingerd, sien ons die slinksheid van hierdie vrou. So regtig waar net 'n bose vrou gewees. En in die tyd waar Elia geprofeteer het, was dit die agtergrond. Hierdie koning wat afgode dien, sy vrou wat amper so boos soos die duiwel self is, die hele land het verval in afgodery, en dis die begin van Elia se bediening, wil ek amper sê, waar sy verhaal begin. En regdeur sy verhaal is daar hierdie twee dinge wat ons gaan raak sien, die omstandighede en sy fokus. En in hierdie verhaal van hom, en meer spesifiek die gedeeltes wat ons gaan lees, gaan ons dan na hierdie twee faktore kyk, maar ons gaan dit ook bietjie opdeel, die wat vroeër in sy lewe gebeur het, en dan wat bietjie later gebeur het in die verhaal. So, aan die begin, as ons kyk na Elia se wegspringpunt, en ons kyk na hoe die land gelyk het, die regering gelyk het in sy tyd, dan voel ons skielik, ons kan nou nie so erg kla soos wat dit in daai tyd gelyk het nie, maar ons weet, ons het baie druk in die tyd waarin ons leef. Maar die Here plaas 'n mens in 'n sekere tyd, en hy gebruik sy kinders in 'n sekere tyd. Ek weet, ons het met Esther het ons baie hierop gefokus, waar hy gesê het, as jy nie geplaas in 'n tyd soos hierdie, so daardie gedagte, die Here plaas mense in 'n tyd soos hierdie, en die Here bestuur dit dat ons in hierdie tyd leef met die agtergrond wat ons het. Nou ons weet, ons baie om oor te kla, ons weet wat aangaan met die politiek, en die mense wat ons land uitvlug, en al hierdie goed, en die druk word meer en meer, maar ons weet, ons is hier geplaas. Ons kan hierdie omstandighede nie verander nie.
En dan kan ons nog 'n bietjie verder gaan en sê die Here het ons in 'n sekere familie geplaas, in 'n sekere dorp geplaas en die Here het alles uitgewerk dat ons is waar ons nou is. Dink weer aan daai vers in Spreuke wat sê ons bedink ons planne, maar die Here rig ons voetstappe. So die woord sê ons is nou in hierdie omstandighede. Maar die Here gebruik omstandighede. Die Here gebruik omstandighede sodat mense in sy wil leef. Die Here gebruik omstandighede om homself daardeur te verheerlik. Die Here gebruik omstandighede sodat mense hom soek. Die Here gebruik omstandighede om leiding te gee. Partykeer om te tugtig, partykeer om 'n ander doel te bereik, maar omstandighede kan ons nie verander nie, net die Here kan omstandighede verander. Maar nou is ons in hierdie situasie, in hierdie omstandighede waar ons is. En nou vra ons die vraag, wat is ons as kinders van die Here se fokus? Want baie duidelik, as ons nou kyk na die verskillende karakters, dan is dit 'n boodskap as 'n kind van die Here, Elia wat 'n kind van die Here was. Nou word geskryf in 1 Konings 18 vers 15, Elia sê, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan. So kinders van die Here, waarop die boodskap gerig is. Iemand nie 'n kind van die Here is nie, ons weet vanoggend ook 'n gedeelte daaroor gepraat, maar dan moet daai persoon net eers by die Here uitkom, dan begin 'n mens oor hierdie bietjie fynere dinge gesels. Maar as kinders van die Here, is die vraag vanaand, wat is ons omstandighede, waar is ons fokus? En ons kyk daarna in die verhaal van Elia. En ons gaan dit so bietjie opdeel, soos ek gesê het, ons gaan na 2 gedagtes kyk, omstandighede en fokus, wat nou bietjie vroeër in die verhaal is, en dan die omstandighede en die fokus bietjie later in die verhaal. En dan gaan ons net kyk, wat wil die Here vir ons daardeur leer? Wat is ons omstandighede? Hoe moet ons fokus lyk? So ons begin dan by die vroeër gedeelte van Elia se verhaal en ons sien Elia se vroeër omstandighede. 1 Konings 18 vers 22, toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here. Elia se omstandighede was beslis nie te wonderlik gewees nie. Hy kom te staan basies teen die hele Israel, die laaste profeet van die Here, met die hele Israel wat Baal dien. En dan lees ons, of het ons gelees, van die 450 Baal profete. Maar dit vertel ook nie die hele storie nie, want aan die begin van 1 Konings 18, lees ons, daar was hongersnood in die land. So Elia is ook geraak deur daardie hongersnood, en dan het ons ook gelees, Isebel het die profete van die Here doodgemaak. So 1 Konings 18 vers 2, dit gee vir ons die omstandighede, die hongersnood was swaar in Samaria, vers 4, want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het. En behalwe vir dit het Agab en Isebel vir Elia gesoek om hom in die hande te kry om hom dood te maak. Hulle blameer hom vir die droogte en hulle blameer hom vir die hongersnood en daarom, ek weet nie of u dit al raak gelees het nie, maar noem Agab hom die beroerder van Israel. Hy gee hom die skuld vir alles wat fout loop. So dis Elia se vroeër omstandighede. Hongersnood, mense wat hom soek om hom dood te maak en uiteindelik in die verhaal wat ons gekom het, staan hy alleen teen die hele Israel en teen 450 Baal profete. En dan laat hy hulle die 2 bulle bring, dit wat ons sou gelees het. Sit dit op die hout reg om te verbrand, maar sonder om vuur te maak. En hy laat die Baal profete hulle gode aanroep. En dit moes nogal 'n vreesaanjaende gesig wees, hierdie 450 profete wat hulle self sny en skree en gil. En nou het ek vanmiddag, toe ek nou sit en voorberei, toe dink ek, ons kerk, as al die stoele vol is, en Piet oom kan my reg help, 117 of so iets. 117 mense, so dink nou, as al hierdie stoele vol is, hoeveel meer 450 nog is, wat mense wat skree en roep en te kere gaan en al daardie goed doen. Dit moes 'n vreesaanjaende gesig wees. Maar Elia se vertroue is so op die Here, dat dit hom glad nie pla nie. So dit was sy omstandighede, ek wil amper sê, hy sit sy alles op die lyn. Hy teen al hierdie mense, sy God teen die God van Baal, en in hierdie omstandighede, bring dit Elia waar hy nou is. Hy staan teenoor hierdie priesters.
So, ons kan sê, slegte omstandighede om in te wees, hy teen al hierdie mense. Maar kyk nou waar sy fokus. En dit is nou ons tweede gedagte, is Elia se vroeër fokus. 1 Konings 18 vers 36 en 37, en op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek, U knegg, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Nou wat ek vroeër gesê het is, mens kan nie jou omstandighede verander nie, maar ons het 'n baie groot invloed op waar is ons fokus. Waar was Elia se fokus? Ons kan duidelik sien, dit was op die Here gewees. Toe Elia in 1 Konings 17 droogte voorspel, was sy fokus op die Here. En hy skryf daar voor wie se aangesig hy staan. Hy sê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan. So hy gee dadelik vir ons die beeld. Hy staan nie voor die Here, sy oë is op die Here se oë is op hom. Dis waar sy fokus is. By die weduwee in 1 Konings 17. By elke krisis met die bietjie meel en olie wat sy gehad het en haar seun sterf, Elia gaan na die Here toe. Sy fokus was op die Here. En hy het elke keer geglo, die Here gaan die uitkoms gee. Dit bring ons by die gedeelte wat ons gelees het. Die punt wat ons hierin raak sien, toe alles en almal teen Elia is. Die koning en sy vrou, die hele volk, die 450 Baal profete wat hulle gode aanroep, waar was Elia se fokus? Totaal en al op die Here gewees. Hy sê, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek, U knegg, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Hy sê, Here, ek gee dit in U hande. Hy vertrou die Here daarvoor. En nog iets wat ons reg deur die verhaal van Israel, of hier van Elia sien, is hoe hy die Here elke keer aanroep. In sy vertroue het hy elke keer gaan bid. Hy sê, antwoord my, Here, antwoord my. En dit leer vir ons nog iets. Wanneer iemand se fokus op die Here is, en dit kan 'n toets wees, is hulle gou om die Here aan te roep. As my fokus op die Here is, dan is ek naby aan hom, ek kan dadelik met hom praat en vra Here help. Ons sien dit ook in 1 Konings 17 by die weduwee se seun. Vers 20 sê, en hy het die Here aangeroep en gesê. So Elia roep die Here aan, omdat sy fokus reg is, omdat sy fokus op die Here is. So reg deur Elia se verhaal, hier aan die begin, ten spyte van sy omstandighede, was sy fokus altyd op die Here gewees, vas op die Here. Totdat iets verander het. En dit bring ons nou gaan ons oor na die volgende gedeelte toe, die latere, wat nou daar gebeur. So ons derde gedagte vanaand, is Elia se latere omstandighede. 1 Konings 19 vers 2. Daarop stuur die Sebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe, dan sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. So nou vra ons die vraag, het Elia se omstandighede verander? Ja, dit het beslis verander. Ons het gelees 18 vers 38 tot 40, die Here het, of daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. En Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van julle vry raak nie, en hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en het hulle daar geslag. So wat het verander? Daar was 'n groot oorwinning in die naam van die Here. Die volk draai terug, hulle erken, maar die Here is God. Die profete van Baal is uit die weg gery. En boonop alles het die Here reën gestuur. Die hongersnood, die droogte was ook verby. Die omstandighede het verander. Dit het vir die beter verander. Die Here het oorwinning gegee. Maar toe gebeur daar iets, net iets. Eintlik iets klein as 'n mens kyk na hoe groot die situasie voorheen was. Gebeur 'n klein dingetjie. Die Sebel stuur vir Elia 'n brief.
Mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Sy sê vir Elia, ek vertrou my gode dat jy sal sterf, dat ek jou kan doodmaak. So sy dreig hom, net 'n dreigement gewees. En dan maak sy nog in hierdie dreigement staat op die gode wat nou net oorwin is, wat gesien is, maar dit is nie gode nie. Wat gebeur met Elia? Hierdie een slegte dingetjie gebeur in sy omstandighede, ten spyte van alles wat daar voorheen was, dis niks niets nie. Hy is al gedreig met die dood, Jezebel wou hom al doodmaak en het al die profete doodgemaak, maar hierdie een klein dingetjie verander sy fokus. Ons het gelees daar in die gedeelte, en toe hy dit sien, dadelik sy fokus verander. Nou kom ons praat net weer oor ons omstandighede. Hoe het die omstandighede in ons lewens al gelyk? As ons nou terugkyk en ons staan vandag hier en ons vra, hoe het my omstandighede al gelyk en hoe lyk dit nou? Dan is ek seker, elkeen van ons kan vertel van hoogtepunte wat ons beleef het, naby aan die Here geleef het, goeie tye gehad het, goeie omstandighede, miskien goed met my gegaan, fisies, geestelik, en ons kon net vir die Here dankie sê dat dit goed gaan. Maar dan was daar ook natuurlik laagtepunte. Slegte tye wat ons deurgegaan het, moeilike tye waar ons druk ervaar het, omstandighede wat sleg was, miskien hartseer ervaar het, geliefdes se dood, dinge wat ons deurgegaan het, en ons is deur daardie slegte omstandighede. En ons weet ook, daar's baie redes vir slegte omstandighede. Partykeer is dit net iets wat gebeur, soos ek het nou genoem, die dood van 'n geliefde. Partykeer is dit as gevolg van sonde, waar die Here tugtig. Partykeer kan dit 'n doring in die vlees wees, soos in Paulus se geval, wat die Here dit toelaat vir iemand se beswil. Dit kan vir 'n hele ander rede wees wat ons nie eers noem nie, maar al wat ons kan sê is, daar kom omstandighede in 'n mens se lewe. Maar die een groot ding wat ons nou die laaste tyd baie oor gepraat het, ek dink van die Sondag wat ons met Psalm 23 besig was, is die Here is met ons in alle omstandighede. Dink weer aan wat Dawid geskryf het, selfs al gaan ek deur die dal van doodskade weer, die Here is altyd by ons. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Nou iets wat baie interessant is, in net die volgende gedeelte, 1 Konings 20, is Israel in 'n oorlog betrokke teen die Arameërs, wat nou vandag Sirië is, en Israel oorwin. Nou hoekom ek sê dis interessant oor dit wat ons nou praat, die Arameërs kom met 'n verskoning, hulle sê Israel se God is die God van die berge. Dis hoekom hulle oorwin het, want hulle God is die God van die berge, en hulle meen toe dat as hulle Israel daar in die vlakte kry, dan is dit verby met hulle, want hulle God is die God van die berge. En toe maak hulle oorlog teen Israel in die vlakte. En wie oorwin? Israel oorwin. En die Here sê in 1 Konings 20 vers 28, so spreek die Here, Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n God van die berge, en hy is nie 'n God van die laagtes nie, daarom sal ek hierdie groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat ek die Here is. En dit is vir my so mooi bevestiging. Die Here is oral God, op die berge en in die laagtes, in die valleie, daar waar land is, daar waar see is, die mooi is, hy bly God en hy bly in beheer, al is ons omstandighede ook hoe. En dis maar net vir ons 'n mooi bevestiging. So nou vra ons, hoe lyk ons omstandighede nou? Is ek op 'n goeie plek, is ek op 'n berg, of is ek in 'n slegte plek, is ek in die laagtes, is ek miskien in die vallei? En dan is die bevestiging hier, die Here is die God van die berge, en hy is die God van die valleie. Hy is by my, en ek kan, en ek moet hom vertrou in my omstandighede. Al lyk my omstandighede hoe sleg, ek moet hom vertrou. Maar dan ons laaste gedagte vanaand, is hoe het sy fokus gelyk, Elia se latere fokus. Ons lees daar vers 3. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. So dadelik sy fokus verskuif. Daai woorde, ek het nou net so rukkie terug gesê, toe hy dit sien, dadelik sy fokus verskuif tot op sy omstandighede. Dis asof ons dit kan aanvoel, hoe hy sy oë van die hemel afhaal na hierdie dreigement toe. Elia maak 'n fout. Die omstandighede het verander, maar eintlik vir die beter.
Maar Elia was al hier gewees. Hy was al in 'n plek waar sy lewe gedreig is. En ek seker hy weet, hy kan nie die omstandighede verander nie, maar ongelukkig verander hy sy fokus. En net nog iets wat ons oplet. Elke keer in die vroeëre van Elia se verhaal, wat het hy gedoen as daar krisis kom? Hy het elke keer gebid. Hy het die Here aangeroep. Maar hierso, wat gebeur hier? Hy vlug. Hy vlug weg en hy gaan daar na Berseba toe, hy los sy dienaar, hy vlug die woestyn in, 'n dagreis ver, en eers toe hy in die woestyn is, onder die besembos, toe bid hy. En wat bid hy? Dit is nie asof hy nou die Here vertrou nie, nee, hy bid, Here, neem my siel nou maar weg. Ek is nie beter as my vaders nie. So ons sien, selfs in sy gebed, sy fokus het verander. Kyk die fout wat hy maak, hy sien homself nie meer as hierdie knegg van die Here wat voor die Here staan en die oë van die Here is op hom nie, hy sien homself as alleen en sy lewe kan hom maar weggevat. Daar onder die besembos. In plaas daarvan dat sy oë op die Here rus, is sy oë op sy omstandighede. Nou, ek hoef seker nie te veel daaroor uit te brei nie. Ons ken die bekendste voorbeeld hiervan in die Nuwe Testament en dis Petrus. Sy oë op die Here Jesus, hy's daar oor die kant van die skei, hy loop op die water, oë gefestig op sy meester, en dan kry ons ook daai woorde, toe hy die storm sien, so dadelik sy fokus van die Here Jesus afgehaal, en hy begin sink. En daarin is vir ons die les. Omstandighede moenie ons fokus beïnvloed nie. Die groot les in die gedeelte van Elia, ons kan nie ons omstandighede verander nie, maar die Here kan. Maar ons kan ons fokus verander. Daarom moet ons seker maak, ons fokus is op die regte plek. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Dit is mos 'n mooi Engelse lied ook wat hulle hieroor sing. Wandel deur geloof en nie aanskouing. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie, my fokus moet op die Here wees. Of my omstandighede goed is, want selfs as my omstandighede wonderlik is, moet ek my fokus op die Here hou, en ek sê vir die Here dankie daarvoor, want die mens kry mense wat as dit goed gaan, dan vergeet hulle van die Here, dan is hulle fokus op al die ander goed, en hulle fokus op die lekker van die lewe, en die besittings, en die ervarings, en die goed, terwyl mense fokus, selfs in die goeie tye, op die Here moet bly. Maar dan wanneer dit sleg gaan, wanneer ek in die slegte omstandighede is, moet my oë steeds op die Here wees. Hy is in beheer van die omstandighede. Ek kan so ver gaan om te sê, die Here weet wat die toekoms inhou. Ons moet op hom vertrou, ons fokus, ons oë moet op hom gerig wees. En iets wat ons die laaste tyd ook baie oor praat, is om die Here aan te roep vanuit hierdie situasie. Ons het daar weer begin, ek dink met die gelykenis van die onregverdige regter, weer baie gepraat oor die saak van gebed. Die Here is die hoorder van gebed. En wanneer my fokus op hom is, 'n goeie teken daarvan is, ek gaan dadelik in gebed na die Here toe gaan, voordat ek bekommerd raak en uitkom soek en al hierdie goed, ek vat dit eers na die Here toe. Want die Here is in alle omstandighede is hy met my. Die Here is altyd dieselfde en daarom kan ek hom altyd vertrou. So in alle omstandighede moet ons fokus op die Here wees. Ek som net so vinnig weer op, ons kyk na Elia se omstandighede en sy fokus. En ons sien hoe sy omstandighede vroeër baie sleg was, maar sy fokus was op die Here en die Here gee oorwinning. En toe verander iets. Die omstandighede raak eintlik beter, maar die Sebel dreig hom en sy fokus verander van die Here af na sy omstandighede toe. En dadelik, kyk die verandering wat dit in hom bring. Ervaring van hulpeloosheid, van alleenheid, net omdat sy fokus verander. So wat sê dit vir ons? Ek het 'n paar keer vanaand die woorde gesê, ons kan ons omstandighede nie verander nie, maar ons kan ongelukkig ons fokus verskuif. Daarom moet ons seker maak, ons oë bly op die Here. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, ons vertrou op hom. Nou, daar's 'n oom in Oos-London, wat, hy is nie in die gemeente daar gewees nie, 'n ouerige oom, en hy het altyd so 'n manier gehad om, gryp jou hier in die arm, en dan vertel hy vir jou baie lang stories, en 'n uur later, dan sê hy, nee, wag, ek moet nog vir jou die een ding sê, maar hy het een keer gesê, watter woorde hou enige persoon op hulle knie, of het nou goed gaan of sleg gaan met jou? This too shall pass.
dit sal ook verbygaan. Daai woorde hou mens op jou knie. En daarom, die fokus moet op die Here bly. As dit goed gaan met my, dan fokus ek op hom. En ek sê vir die Here dankie. As dit sleg gaan met my, dan fokus ek op hom en ek vra vir die Here help my en hy sal die oorwinning gee. En ons omstandighede verander van persoon tot persoon, maar dit maak nie saak hoe ons omstandighede lyk nie, of ek nou op die berg is, wil amper sê soos Moses daar op die berg van verheerliking, of ek daar in die dal van doodskade is. My fokus moet op die Here wees, want hy dra deur. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons sê weer eens vir U baie dankie, Here, dat U bemoedig deur U woord, dat U vir ons die sekerheid kom gee, dat U ons bystaan en met ons is in alle omstandighede, Here, as ons dink aan ons vers van die week, Jesaja 41 vers 10 ook, Here, wat net sê hoe U met ons is, en hoe U ons help en bystaan en uithelp met U reddende regterhand, dan besef ons maar net, Here, hoe U altyd daar is vir ons, Here, hoe U help, hoe U in alle omstandighede altyd daar is vir ons om aan te roep, en daarom sê ons maar net weer vir U dankie, Here. En ons bid, Here, dat ons gedurig hieraan herinner sal wees, dat ons nie hierdie fout sal maak, wat Elia sal maak, en as iets gebeur, dan gaan sit ons onder die besembos en murmureer nie, Here, maar dat ons oë altyd op U gefestig sal wees. Help ons hiermee, Here, soos net U kan. Dankie, Here, dat ons dit alles kan bid, ons dra hierdie week ook aan U op, en daar waar ons gaan, Here, dat ons weer eens lewende getuies vir U sal wees. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Gees, mag dit met U wees, mag dit met U bly. In Jesus naam, amen.